Wisselstroomgenerator laat 'n waier werk. Nou hier het ons sleepringe en dit maak van hierdie generator 'n wisselstroomgenerator. Die rigtings van die rotasie van die spoel en die geïnduseerde stroom word in die diagram getoon. So ons kan sien die rotasie is kloksgewys en die stroom vloei in hierdie rigting op hierdie tydstip. Definieer die term wortelgemiddelde kwadraat potensiaalverskil. Dit is die wisselstroompotentiaalverskil wat dieselfde hoeveelheid energie verbruik as die soortgelyke gelykstroompotentiaalverskil. Nou hierdie definisie is 'n paar keer al gevra. Daar was 'n paar jare wat dit nie gevra is nie, maar 2025 is dit weer gevra vir 2 punte. Wat is die polariteit van die magneet by Z? Nou om dit te bepaal, hierdie is 'n generator. Ons maak gebruik van die regterhandreël. Baie belangrik, generators regterhandreël, motors linkerhandreël. Nou jy kan dit of doen deur te kyk na die deel van die spoel naaste aan Z of die deel verste van Z. Nou verste van Z is net makliker. Naaste aan Z moet jy jou gewrig so draai, jy dalk 'n fisioterapeut na die tyd nodig. Nou eerstens kyk ons na die rotasie van die spoel en soos ek gesê het, ons gaan kyk na die gedeelte naaste aan die oorkantste magneet. Nou kloksgewys, dit beteken daardie deel gaan opwaarts beweeg. So jou duim moet opwaarts wys. Dan sien jy hierso, die stroom vloei as dit ware uit die skerm uit na jou toe. So jou middelvinger vir die stroom moet na jou toe wys. En as jy dit dan doen, sal jy sien dat jou wysvinger is van regs na links. Maak 100% seker, soos jy nou vir die skerm kyk, jy kan jou hand voor jou sien, duim op, wysvinger regs na links, middelvinger na jou toe. En dan sal jy sien, jou wysvinger is regs na links. En dit beteken dat hierdie kant is noord en die ander kant is suid. So oefen die en maak 100% seker jy weet hoe om die regterhandreël te kan toepas vir generators. Die weerstand van die waier is 60 ohm en die maksimum potensiaalverskil gelewer deur die generator is 311,11 volt. Bereken die koste om die waier vir 1,5 ure te laat werk indien die koste van elektrisiteit R3.33 per kilowattuur is. Nou hierdie is een van my gunsteling vrae as dit kom by elektrodinamika. Koste per kilowattuur. Nou voor ons aangaan en voor ons kyk na die formules, baie belangrik. Ons werk met kilowattuur. Dit is die eenheid waarin elektrisiteit verkoop word. 'n eenheid elektrisiteit is 1 kilowattuur. En kyk net wiskundig na daardie letters. Dit is kilowatt, jy kan as dit ware vir jouself verbeel, daar's 'n kolletjie tussenin uur. Daar staan nie kilowatt per uur nie, dis kilowattuur. Jy gaan die kilowatt bereken, jy gaan die drywing bereken in kilowatt met ander woorde, en jy gaan dit vermenigvuldig met die tyd in uur. Jy vermenigvuldig daai twee aspekte met mekaar en dan kry jy kilowattuur. Baie leerders praat verkeerd, hulle praat op die radio en op die TV ook verkeerd as kilowatt per uur, maar logies kan dit nie wees nie, want kilowatt is klaar joule per sekonde per uur. Daai maak gewoon nie sin nie. Dis kilowatt maal met uur. As ons kyk na die formuleblad, om die gemiddelde drywing te bereken, het ons die WGK potensiaalverskil nodig. Maar wat het ons? Ons het die maksimum potensiaalverskil. So om die maksimum potensiaalverskil om te skakel na die WGK potensiaalverskil, gaan ons gebruik maak van hierdie vergelyking.
soos wat ek hier vir ons reeds uitgeskryf het. En dit beteken die maksimum is 311,11 en ons deel dit deur die vierkantswortel van 2 en dan het ons 219,988 volt. In Suid-Afrika is daardie waarde 230 volt. Dit wissel maar van land tot land. Dit hang af hoe die energienetwerk opgestel is. En nou gebruik ons daardie vergelyking van ons formuleblad af om die gemiddelde drywing te bereken. Ons het reeds die WGK potensiaalverskil bereken as 219,988. Dit kwadreer ons en ons deel dit deur die weerstand van die waier 60 ohm en dan het ons 806,579 watt, maar onthou nou weer kilowattuur. So ons deel dit deur 1000 en dit is 0,807 kilowatt. Terloops, dis nogal 'n fris waier. Selfs 'n groot dakwaier se drywing is selde meer as 200 watt. So hierdie is jou meer senior tipe industriële waier waarmee ons hier te doen het. En nou kan ons voortgaan en die aantal eenhede bereken. Streng tegnies, ons gaan gebruik maak van daardie vergelyking en ons kan hom herskryf. Die energie sal gelyk wees aan die drywing maal met die tyd. Onthou net die eenheid kilowattuur, ons maal hulle met mekaar. Die drywing is daai 0,8066 en ons maal dit met 1,5 uur. Dikwels gee hulle vir jou die tyd in minute of sekondes, onthou dit moet in uur wees. En dan sien ons, dit is 1,21 kilowattuur. Weereens 1,21 eenhede, soos dat ons praat in terme van elektrisiteitsaankope. Nou weet ons hoeveel elektrisiteit verbruik word, nou bereken ons die koste, en die koste is bloot die aantal eenhede, 1,21, en ons menigvuldig dit met die koste per eenheid, en dit is R3,33. Om hierdie waier met ander woorde vir 1,5 uur aan die gang te hou, gaan jou R4,03 uit die sak uitjaag. Net vir perspektief, as jy hierdie waier sonder ophou vir 'n hele jaar sou aanlos, gaan dit jou R23.529,17 kos. Beskou die potensiaalverskil teenoor tydgrafiek vir hierdie generator. Teken op dieselfde assestelsel die grafiek vir een rotasie van die spoel wanneer die rotasiespoed verdubbel word. Nou as rotasiespoed verdubbel word, word twee aspekte geraak. Eerstens, 'n hoër frekwensie beteken 'n laer periode. Met ander woorde, omdat die rotasiespoed verdubbel, gaan die periode halveer. Jy sal onthou uit graad 10 uit. Frekwensie is 1 gedeel deur die periode. So as die frekwensie verdubbel, dan gaan die periode halveer. Dit is die eerste verandering. Dan nog 'n aspek wat geraak word. Omdat die rotasiespoed verdubbel, gaan die uitsetspanning ook verdubbel. En daar sien jy die blou lyn. Die periode is die helfte van die rooi lyn sin. Dis net een rotasie. En tweedens, die amplitude het verdubbel, beide aan die positiewe kant en ook aan die negatiewe kant. Noem een manier waarop hierdie generator na 'n gelykstroomgenerator verander kan word. Nou, as jy binne die CAPS wêreld is, dan sal ons hierdie sleepringe met 'n splitring kommutator vervang. Alternatiewelik sou 'n mens ook bloot 'n gelykrigter kon gebruik om die wisselstroom om te skakel na gelykstroom. Maar dit is nie deel van die CAPS kurrikulum nie, net deel van die IEB leerplan.
Om 'n gelykrigter te gebruik, verg geen verandering aan die generator se interne meganiese of elektromagnetiese ontwerp nie. Jy voeg net 'n eksterne komponent by. As jy begin sleepringe vervang met splitring kommutators, is dit heelwat meer kompleks en aansienlik duurder.